Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Moses die volk vir die laaste keer aangespreek het, het hy vir hulle gesê in Deuteronomium 33 vers 26, Niemand is daar soos God, o Jesurin, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Maar dan sê hy direk na dit in vers 27, Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. Onder ewige arms beteken dat God se arms altyd onder hulle is. Eers praat Moses van hierdie God wat in sy majesteit op die wolke ry en wat deur die hemel ry om sy kinders te help. Maar dan sê hy dat hierdie selfde God se arms altyd onder hulle is. Dit was asof Moses na vers 26 by homself gedink het. Ek kan nie hierdie mense laat dink dat God net sy mense ontmoet in die hoogtes nie. Want hy is nie net met 'n mens wanneer jy bo is en alles goed gaan nie. En toe sê hy vir hulle in vers 27 dat hierdie God se arms ook altyd onder hulle is. Moses wou vir die volk sê dat hierdie God wat op die berg Moria met Abraham 'n ontmoeting gehad het en wat met hom Moses deur 'n brandende bos gepraat het op die berg Horeb en wat vir hom op die berg Sinai die 10 gebooie gegee het en op die berg Karmel vuur uit die hemel gestuur het, is nie net die God wat sy mense ontmoet op die bergtoppe nie, maar ook in die valleie. Selfs in die laagste van plekke in hierdie lewe. Die Hebreëse woord vir onder in vers 27 beteken bodem. So daardie gedeelte in vers 27 kan dus vertaal word as God se arms is onder jou wanneer jy op die bodem is. Maak nie saak hoe diep die vallei is wat jy vandag moet deurloop nie. God se teenwoordigheid is dieper as dit. Dit mag dalk vir jou voel asof jy rotsbodem bereik het. Maar die feit is, jy kan nie so onder wees dat God nie daar teenwoordig is nie. Want onder jou is sy ewige arms. Hy is nie net die God wat sy kinders ontmoet op die bergtoppe nie, maar ook die God wat hulle ontmoet wanneer hulle op die laagste van die laagste plekke in hulle lewens is. Voel jy vandag asof jy rotsbodem bereik het? Dan is dit belangrik dat jy weet, God is daardie rots op die bodem. Here, wanneer die lewe ondraaglik voel en ek 'n laagtepunt bereik het, herinner my daaraan dat U steeds met my is. Neem my hand en lei my deur hierdie laagtepunt in my lewe. Ek kies vandag om U volkome te vertrou. In Jesus naam bid ek dit.